Dit is my groot voorreg om julle vanmôre welkom so te heet in die huis van die Here en besonder namens die families ook, namens Dawie en sy broer Johan. Wil ek aan baie welkom sê aan elkeen van julle wat vandag hier is. Ek glo daar sou baie meer mense ook vandag hier wou wees, want Annie Wena was 'n besondere mens. Sy het baie mense se lewens in haar leeftyd aangeraak. En ek weet, baie van hulle sou vandag ook hier wou gewees het. Sy het so 'n mooi verhaal van 27 jaar se diens ook by Huis van Velden, wat sy ook gewerk het. Nou daarom dink ek, het sy nie net die kinders wat vanmôre hier is en die kleinkinders nie, ek dink sy het eintlik baie meer kinders deur die jare gehad, en ek dink baie van hulle dink ook vandag aan elkeen van die families wat ook agterbly, en ek dink is ook saam met julle dankbaar vir alles wat ouma Wena in hulle lewe ook vir hulle kon beteken het. Ja, ouma Wena het 'n vol en 'n geseënde lewe gehad. Die voorreg om 4 kinders in die lewe te bring, Pieter, Johan, Dawie en Erna. En ek sê altyd, 'n ouma en 'n oupa is nog meer geseën as daardie dag kleinkinders is. En dit is bederfkinders. Wonderlike voorreg om daai kinders te kan geniet. Ja, wat kan 'n ouma en 'n oupa doen as hulle begin moeilik raak? Ag, ons hulle terug vir ma en pa. En ek dink ouma Wena het gedeel in daai wonderlike voorreg om ook van kleinkinders te hê. Ja, die Bybel sê ons is geseën deur ons kinders. Ek dink as ons die dag kleinkinders het, en sommige wat selfs agterkleinkinders het, dan is ons sommer nog ekstra geseën ook in hierdie lewe. Ja, elkeen van ons wat vanmôre hier sit met bepaalde gevoelens. Ek dink baie van ons sit met 'n stuk hartseer in ons harte. As ons hartseer is oor 'n geliefde, dan is daar bitter min woorde wat ons regtig kan troos. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, onthou die groot trooster, die Heilige Gees, is ook hier vanmôre, in jou en by jou, in jou na hart en ook na liggaam, siel en gees, ook vanmôre ook so te kom troos. Ja, God weet hoe elkeen van ons op hierdie oomblik voel. Ek sê altyd by 'n begrafnis of 'n roudiens soos hierdie, ek sê God weet hoe ons voel. Hy het ook 'n geliefde verloor, sy eie seun. En een van die dae vier ons ook die Paasfeestyd en daai stuk hartseer wat God ook moes ervaar oor sy seun Jesus, sy lewe vir ons afgelê. So God weet ook hoe dit voel om 'n geliefde aan die dood af te staan, en daarom weet ek dat hy baie empatie en simpatie met elkeen van ons, soos ons ook vanmôre hier sit, en weet ek, sal hy ons ook kan kom vertroos. Ja, as ons aan God behoort, dan weet ons ook, die dood is nie die einde nie. As ons 'n kind is van God, dan weet ons, die dood is eintlik die begin van ons eintlike lewe. Die ewige lewe saam met God. En Paulus skryf baie mooi hieroor, en ek wil dit graag net aan julle voorhou. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 15 vers 53. Hy skryf hier oor ons liggame wat almal iewers sal vergaan. Hy sê, hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Ons weet Annie Wena het die dood oorwin. En sy is 'n gelowige kind van die Here. Sy het die Here Jesus as haar verlosser geken. Sy het haar hele lewe lank vir hom gedien met haar lewe. Dit wat sy vir ander kon doen, ook in haar eie persoonlike verhouding met haar verlosser en saligmaker, die Here Jesus. Ek haal my hoed af vir enige enkel man. Ek weet hoe baie sy vir julle as kinders gedoen het. Dawie het so ietsie in die week met my ook gedeel. Het is besonder om so 'n ma te hê, 'n ma wat amper 'n pa en 'n ma se funksie in 'n mens se lewe ook vervul. En ek is saam met julle dankbaar vir dit wat julle by haar kon ervaar, dit wat sy vir julle kon doen en beteken. Ek weet julle sit vanmôre met hoop mooi herinneringe oor haar. Koester dit. Onthou
onthou dit. Ja, onthou al die mooi goed. Ek sê altyd, onthou ook die snaakse goed. Soms goed om mooi snaakse herinneringe ook te hê. En deel dit met julle kinders. Deel dit met julle kleinkinders. En so gaan julle altyd ook by julle elkeen ook hê. Nou ons weet aan die Wena se verganklike liggaam, soos ek nou so pas gesê het, dit is nou verander in 'n verheerlikte liggaam. Ons kan weet, daar waar sy vandag is, gaan dit goed met hom. Sy gaan nooit weer honger word, nooit weer dors nie. Sy deel in 'n wonderlike hemelse heerlikheid. En vir ons wat agterbly, ja vir ons as vriende, geliefdes van haar, vir ons is dit swaar. Want ons gaan nou sonder haar hierdie lewenspad verder moet voortsit. Maar ek weet as sy vanmôre hier was, as sy vir ons gesê het, ons moet nou steeds volle enthousiasme, voluit bly leef. Voluit bly leef in die eerste plek tot eer van die Here, en ook 'n navoorbeeld volg, om daar vir ander in ons leeftyd ook te kan wees. Ja, dis die belangrikste. Ons vergeet dit so dikwels. Ons dink ons is hier op aarde vir onsself. Ons dink ons is hier om genoeg geld te maak om eendag te kan aftree. Ons dink selfs solank ons net die Here ken, as ons die dag sterwe, dat ons by hom kan uitkom. Ons dink soms dit is die lewe. En die lewe is meer as dit. Het gaan daarom in die eerste plek vir God te dien, vir God te lewe, maar om ook hier vir mekaar te wees. Mag ons nooit dit vergeet nie. Dis iets wat aan die Wena van my geleer het. Ek hoop is iets wat jy ook altyd sal onthou, dat ons hier is in die eerste plek vir God, in die tweede plek ook vir mekaar, om hierdie aardse lewe vir mekaar ook beter te gaan maak en daar te wees, as ons mekaar ook nodig het. En die wonderlikste is, as ons die dag sterwe, gaan ons hierdie geliefdes weer sien. Nou ons gaan ons paas en ons maas wat al gesterf het, ons gaan hulle weer sien, oupas en oumas, wonderlike vooruitsig. En die Here Jesus het dit keer op keer in sy lewe beklemtoon. Daar so plek is soos die hemel. En dis vir my hartseer dat baie mense nie wil glo in die hemel. Jesus het gesê daar is so 'n plek. Hy sê dit veral in Johannes 14 so mooi. Hy sê in vers 2 dat hy hemel toe gaan. En in die huis van sy Vader is daar baie plek. En dan gaan hy terugkom en hy gaan elkeen van ons kom neem, ook na hom. En dit gebeur die dag as ons sterf. Ons weet ook eendag gaan Jesus op die wolke terugkeer. En dan gaan hy al sy kinders vir goed opkom haal. So kom ons sorg dat ons soms ook meer dink oor die hemel. Ons dink so baie aardsgebonde, maar dit is 'n goeie gedagte om te hê dat daar 'n werklike plek is soos die hemel. En Jesus het daai plek vir ons voorberei, dat ons as God se kind ook daar sal tuiskom. Mag dit vir ons 'n stuk troos in die hartseer van die dood wees. Dat die dood nooit 'n einde is nie. Eintlik die begin van ons eintlike lewe, die ewige lewe. Ek gaan vanmôre vir ons saam lees uit 1 Timoteus 6 vers 12 tot 15, maar voordat ek dit vir ons gaan lees, kom ons sluit net so die oë en ons draai hierdie oggend ook so aan die Here op. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat al sit ons vanoggend met soveel hartseer in ons hart, soveel kommernisse, soveel onsekerhede, Here, veral rondom hierdie COVID-19 pandemie wat die lewe vir ons so moeilik en ingewikkeld maak en ook ons lewens in 'n groot mate steeds bedreig. Here, ons weet daar's ook nog hoop ander uitdagings daar buite. Ook ander siektes. Here, ander lands en wêreld uitdagings. Ook die droogte wat so baie boere ervaar. Dankie Here dat U bewus is daarvan. Dankie Here dat ons kan weet dat ons nooit hierdie lewenspad sonder U loop. Here, dat U altyd met ons is. Dat U ons veilig dra en vir ons sorg in hierdie lewe. Here, kom sê dankie aan die Wena se lewe. Here, dankie vir dit wat sy vir so baie mense kon beteken. Veral so baie jong mense ook in haar tydjie wat sy by Huis van Velden gewerk het en
al die vriende wat sy gemaak het en hy is uitvlug, hulle wat ook vanmôre luister, ook na hierdie diens en ook hartseer is dat hulle nie vanmôre hier in die kerkgebou kan wees nie. Dankie dat ons as haar geliefdes kan sit met soveel mooi herinnering. Dat ons dit oppas. Dat ons dit koester, Here, en so gaan ons haar altyd by ons hê. Ek bid in besonder vanmôre vir die twee kinders ook, ek bid in besonder vir Dawie en Johan, ek bid ook vir hulle kinders, die kleinkinders, en Here, ek dra hulle elkeen in besonder in hierdie hartseer tyd aan U op. Ek bid vir die vertroosting, en ook die krag in hierdie hartseer tyd. Dankie dat ons ook so versterk kan word uit die kosbare woord, as ons ook nou daaruit gaan saam lees. Ek bid dat U vanmôre vir elkeen van ons 'n stuk troos en ook 'n stuk bemoediging sal kon gee, as ons ook uit hierdie kerkgebou ook gaan stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het 'n heerlike gesprek met Dawie gehad en ek het eintlik vir hom gesê, daar's so baie gedeeltes wat ons uit die woord oor sy ma vanmôre kon voorlees. Ek het onder andere gedink oor hierdie pragtige gedeelte wat julle op die voorste blaadjie ook sal sien van die boekmerke wat uitgedeel is, Spreuke 31 vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar woorde is ver bo korale. Ek dink aan die Wena was ook so 'n ware Spreuke 31 vrou met so baie van daai mooi kwaliteite wat ons in daardie hoofstuk leer en lees. Maar ek het vir Dawie ook gesê, ek het bietjie gedink oor haar lewe en ek het afgekom by die besonderse teksgedeelte in 1 Timoteus 6 wat Paulus skryf oor ons lewenspad en veral van volharding. Dat hy sê hierdie aardse lewe is eintlik soos 'n wedloop. En al wat ons moet doen is om eintlik te bly volhard. Hoekom? Sodat ons daai oorwinnaarskroon kan kry. En daardie oorwinnaarskroon is die ewige lewe, die lewe by God. Ek lees dit graag vir ons vanmôre voor wat Paulus geskryf het aan die jongman Timoteus om hom ook te bemoedig. Ek lees vir ons uit 1 Timoteus 6 vanaf vers 12. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek vir jou. Hoor hierdie opdrag. Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enige heerser, koning van die konings en die Here van die heersers. Ek dink is 'n besonderse beeld wat Paulus hier gebruik om die aardse lewe op te som, dat dit is soos 'n wedloop, soos 'n reis. Ek dink ons almal is lief vir reis. Het is heerlik om te gaan toer, om nuwe plekke te sien. Ek dink dis presies wat in ons lewe gebeur. Ons ontmoet mense, nuwe mense. Ons ervaar nuwe dinge. Dit verryk ons lewe. Mense wat ons lewenspaai kruis, hulle help ons vorm. Ek sê altyd graag, ek dink ons is amper soos spoelklippies in 'n rivier. En soos wat die rivierwater spoel oor die klippies, skaaf daar die klippies aan mekaar en gee dit vorm aan mekaar. Ek dink ons word op hierdie lewensreis gevorm deur mekaar en ook deur omstandighede. Dinge wat ook met ons ook gebeur. Daar is ons taak om die beste gebruik op te maak van hierdie geleenthede. Ons kry soveel geleenthede in hierdie lewe. Dis hartseer dat ons dikwels so min daarvan maak en dikwels so min daarvoor dankbaar is. Ja, dis 'n voorreg om te kan skool gaan. Dis 'n voorreg om tersiêre opleiding te kan kry. Dis 'n voorreg om te kan werk. Ek dink ons het al hierdie dinge so vanselfsprekend ervaar
En nou dat COVID-19 gekom het, nou dat dit moeilik is vir die kinders om by die skole uit te kom en die kinders by die universiteite, dan besef ons hoe bevoorreg ons was om 'n opleiding te kon kry. En ons bid dat die Here dit vir ons weer moontlik sal maak, vir ons kinders en ons nageslag om dieselfde voorregte te geniet. Maar daar is steeds so baie geleenthede daar buite. Ons moet dit net raak sien, dit wat die Here vir ons gee en moontlik maak. Nee, die lewe is 'n reis, vol goeie ervarings, maar ook slegte ervarings. Ek dink so was dit ook vir Tannie Bena gewees. Sy het ook baie geleenthede in haar lewe gehad, wonderlike voorregte beleef, maar ook hartseer tye, uitdagende tye ook in haar lewe en ervaar hoe die Here vir haar kon bystaan. Elke keer die uitkoms gebring. En dat was haar laaste uitdaging. Ek dink haar laaste en grootste uitdaging was seker natuurlik op die dood gewees. Maar dit was ook nie die einde nie. Daar was die Here Jesus. En het haar veilig na hom toe gelei. Haar aardse wedloop is voltooi. Sy het die oorwinnaarskroon ook bereik. Dit is belangrik wat ons moet weet. Paulus sê ook so mooi in Filippense 3 vers 20, ek en jy is nie van hierdie wêreld nie. Hy sê ons is burgers van die hemel, van waar ons die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Wat 'n besonderse gedagte is dit. Ons hoort eintlik nie hier nie. Ons hoort in die hemel by God. En hier gaan ons almal daar tuis kom. Dit is 'n waarborg. So ons elkeen gebore is, kan ons weet dat daar definitief vir elkeen van ons ook 'n dag gaan wees, wat ons ook gaan sterwe. En as ons nie gaan sterwe nie, dan gaan Jesus waarskynlik op die wolke kom, en ons dalk dan so ook na hom toe neem. En ons elkeen het hierdie waarborg, dat ons iewers sal uitkom, daar waar ons bestem is om te wees, in die hemel, in die ewige lewe, ook by God. En wat wonderlik is, as ons daar kom, soos ek gesê het, dan gaan daar nie meer swaar kry wees. Dan gaan nie meer honger wees nie meer pyn nie meer uitdagings nie. En ja, soos ek gesê het, vir ons wat agterbly, is dit swaar. En ek dink daarom is hierdie gedeelte so belangrik vir ons. Dat ons vanmôre weer moet hoor, dat ons moet volhou op hierdie lewenspad, hierdie wedloop. Dan raak dit soms moeilik. Ek gaan vra my enige atleet, veral hulle wat aan die Comrades deelneem, wat is die moeilikste gedeelte? Natuurlik die heel laaste gedeelte. Wat as jy daai laaste koppie tref? Ek dink die naam is Polly Shorts, wat hulle sê, as jy daai laaste koppie tref, en die bene nie meer wil saamwerk, en is die moeilikste gedeelte van die Comrades. En dan moet jou kop sterker wees as jou bene, om daai wedloop klaar te maak. Want as jy klaar maak, dan kry jy 'n prys. Jy kry 'n medalje. Ek dink so is ons lewe ook. Ons lewens is vol opdraandes en afdraandes. Partykeer gaan dit goed. Dan is daar min bekommernisse, min sorge in ons lewe. En dan kom daar tye van opdraandes. En dan is dit moeilik. Dan moet ons geestelik, emosioneel en veral in ons verhouding met die Here ook sterk wees. En deur daai moeilike en uitdagende tye ook te kan kom. En dan is dit belangrik dat ons fiks moet wees. Het help nie ek en jy gaan neem deel aan die Comrades en ons het die hele jaar niks geoefen daarvoor. Ons gaan dit nie maak nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie eens wat 5 km van die Comrades sal kan doen op hierdie tydstip. Jy moet fiks wees. Fiks wees om 'n wedloop en 'n marathon te kan voltooi. So moet ek en jy fiks wees vir hierdie aardse wedloop. Ons moet soos 'n atleet ons inoefen om ons voor te berei op die hemelse huis. Ons doen dit deur naby aan die Here te leef. Ons doen dit deur tyd in sy woord te spandeer, in gebed, deur saam met gelowige vriende oor die Here te praat. Dis alles maniere wat ons oefen
oefen om ons voor te berei vir hierdie lewensreis. Dit vir ons by tye gaan moeilik raak, om te kan bly volhard. Ons het nodig om so naas moontlik aan die Here te kan wees as wat ons kan. Nou in hierdie lewe kan ons ook weet dat Paulus ook sê dat in hierdie slegte tye ons ook die slegte dinge uit ons lewens moet verwyder. Dit is belangrik dat ons sensitief daarvoor moet wees vir dinge wat in ons lewens kom, wat vir ons ook om uitdagings bied, dikwels moeilikhede wat ander mense oor ons pad bring, dikwels verkeerde keuses van ons kant. Dan moet ons die Here weer kom vra om ons die regte leiding te gee, ons rigting weer reg te kom posisioneer op hom. Maar wat wonderlik is nie net ek en jy wat alleen in hierdie lewe hoef te bly spook en spartel. Ja, ek het so pas gesê, ons het God. Ons moet naby aan hom leef. Ek wil vanmôre vir jou ook iets bykomend sê, ons het ook 'n weermag saam met ons. Klink dalk vir jou vanmôre snaaks om dit te hoor, dat jy 'n weermag saam met jou het. Paulus praat hiervan. Ek wil vir jou vanmôre verduidelik, hoe werk dit in 'n oorlogtyd? In 'n tyd van oorlog, hoe rompel jy jou vyand? Jy probeer gewoonlik 'n soldaat isoleer. Jy probeer hom wegkry uit sy omliggende troepe uit. Dan is hy kwesbaar. Dan is hy weerloos en broos. Dan kan jy hom van verskillende hoeke af aanval. Maar as 'n soldaat saam met 'n klomp soldate is, kan hulle mekaar se hulle toemaak. Dan is hulle meer bestand teen die vyande. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy mekaar as gelowiges nodig in hierdie lewe. Ja, ons dink so maklik, is goed genoeg om net 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. Ja, dit is die belangrikste. Dit is die belangrikste dat ek en jy die Here Jesus as ons persoonlike verlosser en saligmaker moet ken en vir hom moet lewe en hom moet aanneem. En in hierdie lewe gaan ek en jy ook ondersteuning nodig hê. Ons gaan ook 'n weermag om ons nodig hê. 'n Aardse weermag, 'n weermag van gelowiges. En dit is waar Paulus ook klem plaas. Hy sê ook dat gereeld dat ons ook ander gelowiges in ons lewens ook moet nader om vir ons in te tree. Ons almal weer daar kom tye wat alles vir ons te oorweldigend raak. En dit is iemand in ons lewe nodig om dit ook hier op aarde mee te gaan deel. Here gee ons dalk goeie vriende, dalk 'n dominee of 'n geestelike leier met wie jy die lewenspad kan deel. En die belangrikste is wat ek en jy moet besef is, ons het ook mekaar nodig. Ja, ek weet aan die Wena was 'n ma verveling. Ek is seker baie van die kinders in die koshuis het gereeld na haar toe gekom met haar gedeel wat in hulle lewens aan die gang is en sy kon vir hulle goeie raad gee. Ek dink sy het 'n mooi voorbeeld gestel vir ons. Om ook so daar verander te wees in hulle lewensreis. Om hulle ook te motiveer op hierdie lewensreis wat ons skouers soms begin hang. Het ons begin voel of die reis nou te lank, moet te moeilik raak. Vir die koppie wat ons moet oor, nou net te hoog raak. Ons nou net te veel begin uitmerg. En het ons ook mekaar nodig. Ons het die Here nodig, ons het ook mekaar se ondersteuning nodig. Ek het al met baie atlete gepraat en van my vriende wat ook in die Comrades deelneem, hulle sê vir my, daai laaste gedeelte, al is dit die moeilikste gedeelte, wat vir hulle besonders is, soos hulle die stadion daar in Durban ingekom het, die gehandeklap van die mense, dit is wat hulle gedraai. Ek dink dit is wat ons as gelowiges ook vir mekaar moet doen in hierdie lewe. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar aanmoedig om hierdie lewenspad te bly volhard al raak dit moeilik. Veral in die tyd wat ons nou leef. Ek kry te maak met soveel sielkundige uitdagings waardeur mense gaan. Ons almal kry geestelik en emosioneel swaar in hierdie tyd. En ons het ondersteuning nodig. Mag ons raak sien
raak sien diegene wat sy skouers dalk begin slap hang, diegene wat begin moeg raak, diegene wat begin uitsak in hierdie lewe. Dan ons vir hulle weer gaan moed inpraat. In die eerste plek omdat ons God nog steeds daar is. Omdat ons weet ons is oorwinners. En die grootste oorwinning het die Here Jesus Christus reeds vir my en vir jou ook bewerkstellig. En niks wat op hierdie aarde met ons gebeur, God se liefde van ons wegneem nie. Paulus skryf ook so mooi hieroor in Romeine 8, vers 38 tot 39, hy sê, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets in die skepping, kan ons skei van die liefde van God. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ja, hierdie aardse lewe is 'n reis. Dit is 'n wedloop. 'n Wedloop om te kan uitkom waar ons eintlik moet wees. God self. Ja, maar hierdie reis, hierdie wedloop is ook al wat ons het om te verseker waar ons die dag gaan uitkom. Of by God, of dalk ewig verlore. Kom ons benut die geleentheid om voluit vir die Here te leef, om in die regte wedloop deel te neem, sodat ons die uitbestemming kan bereik, die ewige lewe. So elkeen is in hierdie wedloop van die lewe. Ek weet nie waar jy tans is. Ek weet nie hoe dit met jou in hierdie wedloop ook gaan nie. Ek weet nie hoe maklik die wedloop vir jou is, of hoe moeilik dit dalk vir jou is. Maar ek wil vir jou sê, God is saam met jou. En ek hoop van harte dat daar ook ander medegelowiges ook saam met jou is. Ek hoop ook dat jy saam met ander in hierdie wedloop ook is. Ek sluit ook af. Vir my uitstaan van Tannie Wena is dat sy in sulke mooi verhoudinge met mense geleef het. Dis iets wat ek altyd van haar sal onthou. Ek dink sy het regtig enige vyande op hierdie aarde gehad. Ek dink sy het meer vriende as vyande gehad. Kom ons volg in hierdie voorbeeld van Tannie Wena. Kom ons sorg dat ons ook op ons lewenspad meer vriende maak. Meer vriende maak as vyande. Kom ons sorg dat ons ook daar is vir ander wat ons ook nodig het. Ja, my boodskap aan julle as families, mag julle ook rus in hierdie sekerheid dat Tannie Wena veilig tuis gekom het by haar hemelse huis. Sy het hierdie aardse wedloop so mooi voltooi. Dit is vir ons eintlik 'n wonderlike inspirasie. Kom ons volg oor mooie voorbeeld. Ja, laat dit vir julle troos wees op die dae wat julle al baie gaan mis. Al hierdie mooi herinneringe wat julle van haar ook het. Kom ons fokus nou op ons wedloop. Ons wedloop saam met die Here Jesus, ook ons medegelowiges. Kom ons maak seker elkeen dat ons lewens met die Here ook reg is. En dan kan ons vashou aan daardie belofte wat Paulus in Romeine 8 gegee het, wat ek gesê het, dat niks op hierdie aarde ons kan skei van God se liefde. Kom ons draai met ons hartseer na die Here toe. Kom ons draai met ons hele lewe, ons uitdagings na die Here toe. Hy wil hierdie lewenspad saam met ons ook loop. Ek los julle net met 'n kort verhaaltjie wat vir my dit so mooi opgesom. Dit gaan oor 'n toerist wat in Israel was by 'n Joodse rabbi. Hy was aan huis by die Joodse rabbi gewees en in sy huis sien hy maar net 'n ou eenvoudige boekrakkie, 'n tafel en ook 'n slaapmat. Hy vra toe vir die rabbi, "Waar is jou ander meubels?" Dan kry die prentjie, dis 'n ryk Amerikaner
het baie meubels en besittings in sy huis. En hy vra vir hierdie rabbi, waar is al jou besittings? En 'n verwarde Amerikaner staan daar en die rabbi sê vir hom so treffend, weet jy, dit wat jy hier sien, hierdie slaapmatjie, hierdie paar boeke op my boekrak, dis al wat ek nodig het. Ek sê vir hom, hierdie aarde is nie my permanente blyplek nie. En die Amerikaner diep laat nadink oor wat werklik nodig is in hierdie lewe. Ek dink ons almal dink jy's op daar soos hierdie, oor wat werklik nodig is. Ja, ons gaar in ons lewens so baie op, so baie dinge wat nie werklik nodig is. Ons is geneig om soms uit te mis die dinge wat werklik belangrik is. Ons in die eerste plek ons verhouding met die Here, en dan in die tweede plek ook ons verhouding met mekaar, ons geliefdes. Maar kom ons gaan fokus opnuut daarop in ons aardse lewensreis. Kom ons bid so saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat hierdie aardse lewe nie vir ons die einde is nie. Here, hierdie aardse lewe wat soos 'n wedloop in 'n reis is, wat ons soms moeg in raak, soms vir ons te veel raak. Here, dankie dat U met ons is. Here, dankie dat ons by U kan uitkom, nuwe krag, nuwe sterkte kan vind. Here, dankie ook vir aardse weermag, mense wat ons kom bystaan. Dankie dat ons nie alleen die aardse lewe hoef aan te pak. Dankie vir 'n geloofskare van gelowiges wat ons kan kom aanmoedig en ons dalk wil begin tou opgooi. Here, ek bid dat ons ook sulke gelowiges in mekaar se lewens sal wees. Val in hierdie moeilike tyd van onsekerheid, tyd wat ons nie weet wat in die toekoms vir enige een van ons voorlê. Here, dat ons mekaar kom bemoedig en kom versterk. En Here, in die eerste plek is daar hoop. Altyd hoop by U. Ja, Here, al verloor ons baie dinge in hierdie lewe. Here, dan besef ons wat werklik belangrik is. Dis ons verhouding met U. Ons het eintlik werklik so min nodig. Here, vergewe ons waar ons so maklik verknog raak in hierdie aardse lewe, in besittings, in geld. Here, vergewe ons daarvoor. Here, laat ons meer fokus op dit wat werklik belangrik is. In die eerste plek ons verhouding met U, en om ook dan daar verander te wees. Dankie dat ons hierdie les ooit aan die Wena kon leer. Here, laat ons ook volhard in hierdie goeie wedloopnes, sy volhard. Weet Here, daar was moeilike dae ook in haar lewe, tye van swaar kry. En dankie dat sy dit moedig aangepak. Dankie dat sy eintlik volhard het. Ja, Here, U sê in die woord as so sterk is, dan word ons 70 jaar, as ons baie sterk is, 80. Here, sy dit alles oorskry, sy het amper die mooie ouderdom van 90 jaar bereik, en ons sê dankie vir haar vollewe wat sy kon lei tot U eer. En dankie Here dat ek weet dat sy nou daai wedloop voltooi het, dat sy nou deel in die oorwinnaarsprys, die oorwinnaarskroon, die ewige lewe by. En dit ook ons doel wees. Ons doel wees om hierdie wedloop te voltooi, hierdie oorwinnaarsprys, die ewige lewe te bereik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die familie het gereël met Elsabie Kriel om vir ons die mooie lied 582 vers 1 en dan ook vers 3 tot 5 ook vanmôre ook te kon sing. Dit is sulke mooi woorde. Die titel is Bly by my Heer terwyl die skemer daal. Ek dink dit is net mooi presies wat met ons ook gebeur. Aan die einde van ons lewe, dit voel vir ons asof hierdie skemer, hierdie donker tyd oor ons daal,
Maar ons weet ook in die aand as ons gaan slaap, wat verwag ons? Ons verwag dat die son môreoggend weer sal opkom. Ja, ek ken nie een mens wat nie verwag dat die son nie sal opkom nie. So kan ons weet, ook as ons die dag sterwe, gaan ons opgewek word in 'n nuwe hemelse heerlikheid. Ek gee nou oor aan Elsbie Kriel vir ons hierdie pragtige lied voor te sing, lied 582 vers 1 en dan ook vers 3 tot 5. Vir 'n skyfie vertoning. Ons gaan dit graag vir julle ook so op die skerm ook so doen. Nee, volgende nie.
Mooi, pragtige foto's was dit nie, kosbare herinneringe wat ek weet, elkeen van julle gedagtes gegaan het, koester daardie mooi herinneringe, so het julle allemaal weer na altyd, ook by julle elkeen. Ek gaan nou geleentheid gee vir Johan Kriel, om namens die familie ook net 'n huldeblyk ook te kom lewer. Want ek gee graag vir net die mikrofoon hier voor, kan jy sommer gebruik. Om 'n bietjie hoor opstel as hy te laag is. Geachte dominee, familie en vriende, baie dankie vir hierdie besondere verhaal om iets oor wat kan sê. Sy was die jongste kind van 11 en ook die langste lewende. Sy het 89 jaar en 6 maande oud gekom. Sy het 17 jaar getrouwd, 27 jaar in die poshuis diens gedoen, 22 jaar na woonstelling en 2 jaar en 7 maande in die oude huis. Ek was bevoorreg om so 2 jaar gelede 'n motiveringsspreker geleentheid by te woon in Oudtshoorn, waar ek moet praat oor die boerdery en die boere as sulks en oor die moeilike omstandighede, die droogte en al die dinge wat ons beleef. En ek het mooi opgesom het gesê, en die Here het met Adam en Eva begin, en af en Adam en Eva was later in die tuin het, hulle was maar boere, en hy aangaan en sê, Noag en God het alles weer oorgemaak. En daarna was die Egypte, soos ons die geskiedenis ken, en die Romeinse ryk wat het in die hele aarde oorheers het. En dit het alles tot die einde gekom, en Jesus het aarde gekom, en hy is ook weer terug. En dan ken ons die geskiedenis in verskillende wêreldoorloë, peste en plaag, en al die dinge wat in die aarde gebeur het. Hy sê, maar as een ding wat altyd dieselfde gebeur het. Die boere het aangehou boer, ten spyte van peste en plaag en alles. En ek sê alweer, as ek aan haar dink, ten spyte van alles, het sy nie al gaan. As jy in 'n huis sou kom, sou daar mure nie beplak wees van trofee en medaljes en dinge nie. Maar gee jy vir haar bolletjie wol, dan sê jy trygelik vir iemand anders. Gee jy vir haar steggie, dan sê jy plan daarvoor gemaak. Gee jy vir haar blomme, dan maak sy dan skip. Sy het 'n kreatiwiteit uitgeleef. En hoeveel truie het sy nie gebrei nie. Hierdie winter gaan mense hulle warm maak met haar truie. Met haar missies. Hangerings was sy oorgetrek. Haar trofee is in ons kaste. Ek hoor wat hulle sê, as iemand vir haar vra, sê vir my, waar kry jy die resep van hierdie lekker beskuit wat jy maak? Dan sê sy, nee, Malena het my geleer. En Malena sy gedagtenis sal aangaan. Ek dink ook sy sou enige redenaarskompetisie wil wen nie. As jy met haar 'n argument was, is sy later net sê, maar kom ons los dit maar. Sy sou eerder die persoon wil behou as jy argument wen. Baie keer is sy ons bietjie berustig as sy miskien besinnig geraak het oor dinge en goed as sy sê, onthou net, spotter sy huisbrand af. Of sy sou vir jou sê, moenie spot nie, jy het groen koring op die land. Sy sou ons altyd berustig. Die 27 jaar wat sy in die kos was, sy enig gesê het sy klaar maak, ek wens ek nog so 'n paar jaar daar. Sy het het verskriklik geniet, sy het die mense geniet. Ek dink die onderwysers en al die inwoners, ek hoor baie keer bring sy vir hulle ontbyt in die bed. En as hy ook klering op die plaas, toe die vrou, kom hou die mense so van jou, te sê, maar ek maak daarna.
En ek wil ook amper sê, Oma Wena het daarna gemaak, dat mense van haar. Daar was moeilike tye in haar lewe, baie moeilike tye. Sy het bijvoorbeeld 2 kinders in die dood afgestaan. En ek dink dit was vir baie maklik. Die tyd waarin ek my altyd self verwyd het aan die moeilikheid het van gegee met die ongeluk van Erna, het sy nooit aan nooit gevoel. Sy het nooit my verwyd daaroor nie. Sy het naweek vir naweek, elke 2 naweek dan Kaap toe gery met haar karretjie en sy het Erna besoek in die hospitaal. En ook toe sy daar in Cheshire was. En later Riversdale toe. As ek daar kom, dan het ek gevind, maar sy is geliefd. Sy was diensbaar. Net waar sy gekom het. Ek is nie de vrot in wiskunde nie, maar haar somme kon ek nooit verstaan nie. Hoe sy 4 kinders kon groot maak met die bietjie geld. Ek dink, sy het baie maal tekort gedoen. Die laaste 2 jaar en 7 maande in die oude huis het ek gesien, sy is anders. Sy het haar werksklere uitgetrek. Sy was 'n werkskleur. As ek aan by haar huis gekom het, dan was sy in die tuin. Die as sy die grond gegee het sy 'n tuin gemaak. En wat 'n lieflike tuin het sy nie gemaak. En ek spog met die hoogste boom in my tuin, is 'n palmboom. Dat sy my nog aangehoor. Hy is 40 meter hoog. En vandag is die tuin sien. Dan sien ek sy is die oost. Die hoofvingers begin ingeer die laaste tyd, kon sy lekker die telefoon nie hanteer nie. Sy het ook nie meer in die tuin gevloed nie. Sy het die breipen neergesit en net gelees. En het was skrikkelik geniet in die oude huis. Die kaartspeel, die mense, die uitstappies. Sy was eintlik baie, baie besig. So daar kom, Oma, hoe gaan dit? Sy sê, het gaan goed. Elke pyn is precies op sy plek. Ek het niks om oor te klaan. Toe die kouwe net toeslaan en daar was tyd, het sy die laaste, ek wil amper sê die laaste 6 maanden, het sy haar kaste begin leeggemaak. Sy het goedies wat sy gegee teruggebring. Onder andere was daar bottel wyn wat ek vir haar gegee het, seker 20 jaar gelede. Sy het teruggebring, sy Johan en die bottel wyn terugbring. Wat sal die mense van my dink, as ek doodgaan na sy bottel wyn in my kas? En so het sy vir Dawie bank toegeneem. En vir sy Dawie, laat sy tekenrechte en die dinge klaar mee maak. En die dinge begin teruggeen. Sy was baie, baie deeglik en pligsgetrouw. En basis het sy haar gereed gemaakt om aan God te ontmoet. En ek weet twyfel daarmee. As ek dink aan hierdie woorde in die ledigheid, diensbaarheid en vergenoegdheid, dan kan ek dink aan my ma. Baie dankie. Ek wil net vir Dawie baie dankie sê vir al die logistieke reëlings en al die goeders. Hy het alles gedoen en gereël. Baie dankie daarvoor. Geleentheid vir Dawie. Baie dankie Johan ook. Ek weet by al wat Johan vandag gesê het, die 27 jaar na die kursus was, ek het uitgewerk, daar is seker ten minste 500 kinders deur haar hande. Vandag is hier op paar, hier is boere, hier is onderwysers, allemaal wat deur haar hande is. My ma, haar hele lewe is Johan gesê, in Montetjie gebly, sy is gebore in die Koor, sy is getrou in Pietersfontein, en later in die dorp kon bly. Sy is net naweek tot vakansie, sy is 3 dae buite. Sy was baie geliefd, ek dink my ma het enige vyande gehad nie. Ek wil dan dankie sê vir almal wat vandag hier is. Ons daar weer baie mense van Luther genoem, van ver af gekom, daar's mense van George, daar's in die Kaap uit, daar's Stuisbaai en dan rondom die dorp. Almal vir hulle boodskappe, oproepe, WhatsApps,
SMS e-posse. Dankie aan Montague Hospitaal. Hulle het my die oggend 20:06 gebel. Dis nadat ek voor haar aan by my man nog gekuier het. Sê die normaal word nie wakker, ons vat haar hospitaal toe. Die dokters het my toegelaat om na toe te gaan, maar het ons nog gaan gesels daar, en Johan en de Jet is toegelaat om na toe te gaan. Baie dankie vir Eddie van DAFS. Eddie was heel toevallig ook 'n kursusleerling daai tyd. Seker 'n goeie, seker 40 jaar terug, as hy nie kursus by my ma. Baie dankie aan Phyllis wat gehelp het met die skyfies, die opname, die agtergrondmusiek. Dankie aan Dr. Hannes. Hy het my spesiaal by die werk kom besoek. Ek het hom daarna ook weer gesien. Ek het hom ook by die kerkkantoor kom besoek. As ek so terugdink, so 40 jaar terug, wou ek ook op die kant raak. En al wat my oupa Piet gesê het, opgegaan vir Sendela, teruggekom vir die lenteling. Dan vir Elsie vir die sang, en Elsie is nie 'n kriel nie. Sy is getrouwd met 'n kriel. Hulle boer daar onder die Katsiedam. Ek het vir haar gevra, want ons kriels kon nie sing nie. Ek het my ma nooit oor sing, sy het ook in die kerk gesing. Ek het gevra, maar hoekom sing nie in die kerk gesê, sy sê dit is vals, sy gaan nie sing nie. Ook dankie Johan vir die helderby, dan al die niggies, aan Irina, Ashley, Andrie, hulle het al die bomme gedoen in die kerk en in die Oudhuis, die boekmerk het Andrie gedoen, die skyfhiertoring het Ashley gereel en dan Irina vir die groot rekerie voor. Ook aan al vier wat die opname gaan doen, dat ons vir die mense wat nie gaan speel. Baie dankie vir die kerk, gebruik van die kerk. Dan ook aan Andrie en Retief Eis. Andrie is bestuurder by die Oudhuis, Retief is bestuurder by ons by die Keller, vir die voorsitter en direksie. Baie dankie, die ma is baie gelukkig en hy sê vir. Dan een spesiale dank aan my, de Villiers en haar dochters, hulle is 2 van hulle se dag en so. Hulle het my ma gereeld, dus my ma gaan haal, as sy iets nodig het gevat. Elke nou lang 'n bietjie vrugtig sê, ons waardeer dit regtig baie. Enig iemand anders wat ek genoem sê, baie dankie. Ook aan al die mense wat vaag goed was. Almal word genooi om na die kerkdiens te gaan na Montague Hotel toe, daar is iets te drink en iets om te eet. En dan wil ek net sommer almal se name lees wat vandag hier is. Net baie keer gaan mense te kerk en die 100 die en daai en was. So ek gaan sommer almal se name lees. Dis nog ons hier voor. Johan Lizet, sy seun Jan David, Andrie en Herbie, Ekke, dan Ashley en haar vriend Stefan, Retief Eis en Andrie van die Oudhuis, my niggies Elise Stefanie en hulle dogter Renée, my niggie Ria en haar man Tom, sy het met baie hare hiervoor, aan Bill en Sorien, en ek wil net iets van Bill sê, kyk, Johan en Pieter, my 2 broers, en Bill en Janie Marie en Johannes Burger, my neef hiervoor, hulle was allemaal pelle en haartje in die Karoo, en Bill het by my sister ook gekeier haar jare, en my maas wou geen negatief iets van Bill hoor, as die kinders rook, dat Johan en Pieter gerook, ja nie, maar Bill het nooit gerook. En so gebeur een dag dat hy het 'n kamermaat gehad met naam van Jade Skoot, wat vandag in Woester by my Jade se 1973 het hy van Montague skramskakel gespeel vir die polisie begin werk. Hy sê Tannie Wina kom kyk. Hy het 'n ma in die hand, en is haar op die gang, op by die trappe, en hier staan Bill met die sigaret daar in die kaal. My ma het so kyk, hierdie het gesnap, ek sê, Jade sê, kan hy Bill in sy hand, Jade sê, hy sigaret in Bill se hand gesit nie. Dan die Driekie, vrou van Rooi, ek sien Norman en Belia Kies nie, Norman het gestaan hospitaal toe in Woester. Dan my pa se suster Tannie Ria, sy is 91, sy is hier so, haar dogter Sandra en die 2 seuns Jorie en Piet. Dan my neef Johannes Burger en sy vrou Etna, Derek en Pietro, hulle is van Strysbaai, my pa en sy pa was skoolvriende, sy pa daar by Loosdorp gewerk, Eppie Burger en sy vrou Tannie Babsie. Dan my niggie Marita en haar man Pyp, dan Elsabie en Willie Kriel, Elsabie het ons gesing, dan Phyllis, wat die agtergrond musiek en alles gedoen het, dan my niggie Marikie, en obviously Dr. Hannes, Kotie en ongelukkig, Kotie Kriel, dat weet hy kan nie kom nie, my neefie Marius en sy broer Kowie, dan my Karen en Stefanie, Alta en Poppie, dan sê ek nog 'n gesig of 2 wat nie genoem is. Baie dankie, ek wil waardeer.
staan en dan gaan ek net die seën van die Here so oor ons uitspreek en dan gee ons geleentheid vir die families om ook eers die kerkgebou te kan verlaat. Kom ons staan vir die seën van die Here. Geliefdes van die Here Jesus Christus, mag die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. CD speler.